Om tot die volle geopenbaarde waarheid te kom, gaan dit nodig wees dat ek sê altyd maar dat dan sê ek maar net Prof Hannes, dat dit nie ek iemand anders is so goed is nie. Weer na sekere verwysings en skriftuurlike verwysings sal moet verwys wat ek reeds voorheen na verwys het. So what? As ek na iets verwys wat ek al voorheen verwys het, ek wil maar in Afrikaans sê, so what? Dis daar, ek kan nie iets anders te gebruik nie, ek moet dit gebruik. Maar dit maak nie werklik saak nie, want sonder hierdie spesifieke skrifverwysings is dit totaal en al onmoontlik om by die Bybelse waarheid, nie die godsdienstige of die kerklike waarheid uit te kom nie. En dan daal ons ook soos meeste van die hedendaagse godsdienstiges, ek noem hulle spookpredikers, NAR agente en teoloë wie veronderstel is om te leer, maar ook net agter die internet leuns aan te draf en van die bonatuurlike geopenbaarde waarheid weg te lei. Die Satan bly die vader van die leuns. Hy bly die vader van die leuns. In hierdie laaste week, vanaf 2 Maart 2026, het ek soveel, dis ek Prof Hannes, soveel oproepe en boodskappe van mense uit verskillende oorde van die wêreld ontvang. Wie wil weet? Is hierdie oorlog tussen Israel en Amerika en Iran en hulle islamitiese bondgenote die begin van die slag van Armageddon volgens die boek Openbaring? Wat sê u? Nou moet u nie net my sê nee nie. U moet my sê, hoekom sê u dit is nie so nie? Was president Donald Trump reg? Was die vals profete reg? Was die mannetjie met die gitaar reg? Was die ander mannetjie met die gitaar reg? Kom aan. Ek sê weer. Mense is verboureerd. En dis die probleem. Elke keer wanneer voorspellings gemaak word, dan veroorsaak dit dat mense verboureerd raak, Christene. Ek is nie 'n Christen nie, ek sê Javis. Die woord Javis beteken navolger van Jahweh. Die Katolieke Kerk het die woord Christen geskep by die Council of Nations 325 tot 27 na Jahweh. Konstantin het die woord Christen geskep. Dit was nie 'n woord wat bestaan het in die tyd van Jahweh nie, want hy was nie 'n Christen nie. Hy was 'n Javis. Volgens die restoration of the original Sacred Name Bible. Wanneer hulle kom en dan sekere aanhalings maak van hierdie is die finale vredesverbond. Oupa Bush, Seun Bush, Clinton, Obama, Yasser Arafat, Donald Trump, Biden, Donald Trump weer. Elke keer spring die mense wat geen, en ek gaan nou in Afrikaans sê, geen klou het nie. Nou spring hulle op en sê hulle, luister wat sê hy is die president van Amerika. En ek is maar van Suid-Afrika. Bly in Pretoria. So, op die einde van die dag, ek meet alles aan die woord. Al die laaste 50 jaar. En as dit nie rym met die woord nie, dan gee ek nie om of dit Christmas Vader of Donald Trump is nie. As dit nie woord is nie, is dit 'n leuen. En omdat dit die Amerikaanse president is, en omdat die volgende ou 'n Russiese president is, en die volgende ou, dit maak nie saak nie. En omdat die ou deur die beste universiteit gestudeer het, en daai ou, jy weet, hulle almal leer maar net wat die universiteit hulle leer. Dis wat gebeur. Op die einde van die dag gaan dit of dit is wat die woord sê. Is hierdie oorlog wat tans vandag op die 8ste, dis Sondag, die 8ste Maart, besig is om plaas te vind, al van die 2de af, al van laas Saterdag af, verlede Saterdag. Is dit die finale oorlog wat aanleiding gee tot die slag van Armageddon? Ander ouens praat, hulle sê dis die begin van die 3de wêreldoorlog. Wat sê u?
Dan sê ek weer, as jy sê nee, dan moet jy daarom ten minste sê hoekom jy sê nee.